welkom by dag 9 van ons Spreuke studie. Ek is so bly jy is vandag weer saam met my. As hierdie oordeenkings jou nader aan die Here bring, onthou om op die kanaal in te teken en die kennisgewing klokkie te druk sodat jy nie môre se episode misloop nie. Kom ons lees vandag se skrif. Wysheid begin daar waar daar ontzag vir die Here is. Hy wat die heilige God ken, het werklik insig. Spreuke 9 gee vir ons 'n pragtige prentjie. 2 vroue nooi mense om by hulle tafel te kom sit. Die wyse vrou bied lewe, waarheid en vrede aan. Die dwaase vrou roep ook, maar haar pad eindig heeltemal anders. Elke dag maak ons 'n keuse oor aan watter tafel ons gaan sit. Ons kies na wie se stem ons gaan luister, wie ons besluite gaan beïnvloed en wat ons harte gaan vorm. Die Spreuke-skrywer herinner ons dat wysheid nie begin by kennis of ervaring nie. Dit begin by ontzag vir die Here. Baie mense verstaan daardie woorde verkeerd. Ontzag vir die Here beteken nie ons moet bang wees vir God nie. Dit beteken ons het hom so lief en respekteer hom so diep dat ons hom eerste stel in alles. Dan verander ons manier van dink. Ons vra nie meer net, wat wil ek hê nie, maar eerder, Here, wat wil U hê? Dis waar ware wysheid begin. In die klein, gewone keuses van elke dag. Die tweede deel van die vers sê dat die kennis van die heilige God ware insig bring. Dit wys vir ons dat wysheid nie net daaroor gaan om meer te weet nie. Dit gaan daaroor om God beter te leer ken. Hoe meer tyd ons saam met hom deurbring, hoe makliker herken ons sy stem. Ons begin onderskei tussen waarheid en misleiding, tussen wysheid en dwaasheid. Goeie oordeel groei uit 'n lewe wat naby aan die Here geleef word. Wanneer ek aan die Spreuke 31 vrou dink, sien ek iemand wat elke dag by wysheid se tafel gaan sit het. Haar vriendelikheid, haar innerlike krag en haar goeie oordeel het alles uit haar verhouding met God gevloei. Sy was nie volmaak nie, maar sy het die Here vertrou om haar te lei. Dis presies wat God vandag ook vir ons wil doen. Hy wil eers ons harte verander en dan ons lewens. So vorm hy ons stap vir stap na die vrou wat hy ons geskep het om te wees. Voordat ons afsluit, wil ek jou met een vraag los. Na wie se stem luister jy die meeste? Is dit die Here se stem, of het die wêreld se geraas harder geword? Kies vandag weer om by wysheid se tafel te gaan sit. Maak tyd vir God en laat hom jou hart en jou volgende stap lei. Daar is geen beter plek om te wees as naby aan hom nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U my elke dag na U tafel van wysheid nooi. Leer my om U bo alles te eer en om altyd na U stem te luister. Help my om my lewe op U waarheid te bou en U wysheid in elke besluit te soek. Vorm my elke dag meer na die beeld van die moderne Spreuke 31 vrou, sodat my lewe U liefde, U wysheid en U genade sal weerspieël. In Jesus se naam bid ek. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Ek sien uit daarna om jou môre weer hier te ontmoet vir nog 'n dag in God se wonderlike boek Spreuke.